Hoe vind mens jou weg in 'n lewe wat in rou gedompel is? Hierdie is 'n vraag wat die De Beer egpaar vir jare lank vir hulle self probeer antwoord en nou ook vir ander Namibiërs wil antwoord. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons met Sybrand De Beer oor Legacy of Love se Grief Retreat. Maar vereers gesels ek en Oketu Greig oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Oketu Greig saam met my in die Kletskompas ateljee. Oketu, hoe gaan dit? Goed, dankie. Die week loop. Ja, hy loop daarom. Ek wil sê ons het daarom die blou maandag agter die rug, so nou kan ons daarom vorentoe kyk. Presies. Oketu, vooruitsig vir Môre se Republikein, Agribustef. Ai, tog. We love to hate as Agribustef in hierdie stadium. Nee, dit is die kommer van die werknemers wat nou nie weet of hulle gaan betaal word of wat gaan gebeur. Geen amptelike kommunikasie ontvang nie. Ai, dit is maar net hartseer. Situasie, teleurstellend sal ek sê. Want die lynministerie het die verantwoording gevat om die besigheid aan die gang te hou. Dis nou die groen skema, 7 van hulle, wat voorheen deur Agribustef bestuur was. Agribustef natuurlik die 31ste Junie wat hulle besluit het aangekondig het dat hulle gaan ontbind. Maar hulle het hulle besighede gestaak. Ja. Bedrywighede gestaak. Ja. En jy weet dit is wat my bietjie omstel. Dit is 'n nasionale bate en nywerheid wat is 'n staatsonderneming, maar dit moet werk, nie net om geld te verdien nie, maar om noodsaaklike voedselversekerheid te verbeter. En die ministerie het daai verantwoordelikheid geneem dat hulle die besigheid aan die gang gaan hou, maar die werkers is nie ingelig van wat aangaan nie, en boonbehalwe dit, daar is onsekerheid oor of hulle betaal gaan word. Ja. So hoe gaan die besigheid aan die gang bly? Ja. Dit is, toe ek het lees, was my eerste ding, en jy gaan nou vir my lag, Oketu, ek dink net jy, ek dink nie die kyker nie. Ons voormalige uitvoerende hoof, Albi Botha, moes gepraat van SOP. Dit moet in jou SOP staan. As jy jou foon uithaal, moet jy sê in die SOP haal jou foon uit. En maar hy's reg, jy weet. In hierdie geval waar ek meen dit gebeur nogals baie. dat staatsondernemings reis en dan nou weer val in Namibië. Het ons nie 'n prosedure in hierdie stadium waarop daar sê haal jou foon uit of maak jou e-mail oop en skryf gou-gou 'n e-mail vir die mense wat geraak word om te sê hoe dit hulle raak. Dit moet deel van jou prosedure wees. Presies. En as daar nou 'n vertraging gaan wees oor hierdie liquidasie, hoe sê mense dit? Die proses wat wetlik hulle moet deurgaan, dan lig jy mos die mense in. En jy sê vir hulle wat se reëlings is getref, sodat die werk kan voortgaan. Anders kan die besigheid nie voortgaan nie. En dit is die verantwoordelikheid wat jy geneem het. Ja. Maar nou ja, dit is seker te diep gedink aan my kant.
Ja, okay, toe maar op die eind van die dag, ek meen, daar word baie gepraat en dit is een ding waaroor ek baie wonder, daar word baie gepraat oor AgriBizDev en was dit 'n goeie onderneming om mee te begin in die eerste plek? Ons het baie foute gemaak met AgriBizDev. Ek dink dit kan enige Jan Rapp op die straat vir jou sê, daar's foute gemaak met AgriBizDev. Maar was dit 'n goeie onderneming om te begin of dink jy dit moes liewer so in die ministerie, in die lynministerie? As ons nou praat van begin, kyk heel aan die begin, die naam van die ding is landboubedrywighede ontwikkeling, AgriBizDev. So dit is beslis iets goed en as die regering kan ingryp effektief om landboubedrywighede te kan ontwikkel, is dit goed vir die land. So aanvanklik was dit beslis, maar die proef is in die pudding, ek bedoel, dit gaan oor hoe jy die ding uitvoer, hoe jy dit doen. Ja. En daar is 'n regte manier van iets doen en daar is 'n verkeerde manier van iets doen. En ek dink net, as dit kom by die vervanging van bestuur vir 'n besigheid wat jy aan die gang wil hou, is daar 'n regte manier van iets doen en dit waaroor ons nou in die koerant gaan lees, dink ek is beslis die verkeerde manier van dit doen. En dink jy enigiets merkwaardig verander wanneer so 'n ding oorgeskuif word na 'n lynministerie? Ja, ek dink die lynministerie het beter toegang tot die regering se skatkis. So staatskoffers? Ja, die staatskoffers. En as staatswerkers, alhoewel hulle nou nie direk vir die staat werk nie, dink ek daai versekering van jou maandelikse loon is iets waardevol en broodnodig in 'n land waar baie mense sonder werk sit en baie sonder inkomste. So daar is iets goed wat kan kom. Die regering moet nog steeds die verantwoordelikheid om landboubedrywighede te ontwikkel behartig. As hulle dit kan regkry, is dit goed. As hulle dit nog verder nie regkry nie, is dit nie goed nie. Ja, natuurlik. Nog 'n ding wat of goed kan wees of nie goed nie, ek dink goed. 'n Hofbevel wat opdrag gegee het dat gevangenes wat moet verskyn in die hof moet ontbyt, middagete en aandete kry. Ja, kyk, die polisieaanhouding is 'n groot probleem. Daar was selfs onlangs ombudsman verslag vrygestel oor die aaklige omstandighede landwyd. Oorbevolking en jy weet, is maar net die begin van die probleem. Ja. So, dit is nie iets verbasend nie. Ek sou sê, dit is onmenslik om iemand vir 'n hele dag sonder kos te hou. Aan die ander hand, jy weet, ons burgers hier in Namibië wat op vrye voet is, gaan gedurig daai omstandighede deur. Ek dink nie dit is so besonder nie, maar nietemin ek voel dit is nog steeds verkeerd. Ja, ek dink jy neem 'n sekere verantwoordelikheid aan. Jy weet, en dit is dat jy sekere basiese menseregte gaan voorsien, jy weet. En soveel soos wat jy nou kan sê, ag jene, maar hulle verdien dit nie en hulle is die laagste van die laag en wat ook al wat jy wil. Hulle is mense, hulle het sekere regte en daar is 'n rede hoekom hulle sekere regte het, jy weet. Volgens ons grondwet. Ja. En dit is die bepaling van wie ons as Namibiërs is. Ons Namibiërs, ons behandel nie mense so nie, al is hulle verdagtes. Ja. Al is hulle skuldig. Ja. En in die tronk is dit nog beter. Ja. As in die aanhouding self. Ja. Maar my groot ding is, ek het nou al 'n paar jaar agter mekaar daai ombudsman se verslag gekry oor die toestand van aanhoudingsselle. En dit is regtig, dit is haglik. Maar dit raak ook nie beter nie. Ja, kyk, die nuwe selle bou is maar traag verwikkeling hier in Namibië. En intussen word baie mense in aanhouding of ja, hulle word gevang. Dis die Wilde Weste die, so jy kan maar verwag dat
baie mense tronk toe of ten minste deur die polisie gevang sal word en in aanhouding moet aangehou word. Ons weet dit is 'n probleem en hopelik sal die regering daarvoor kan nie net voorsien nie, maar die nodige selle kan bou voordat die probleem nog erger raak. Maar weer eens, ons het nou al hieroor gepraat met skole en nou praat ons oor met tronke. Jy moet beplan. Ja, Maar hoe beplan mens vir gevangenes? daar is trend, daar is data, daar is inligting waarop mense besluite kan baseer. Ek dink dit is moontlik om daarvoor te kan beplan. Ek dink die probleem is meer die goeie planne wat ons maak, moet ons uitvoer. Ja. Okay. Goeie planne wat ons maak moet uitgevoer word en gevangenes wat moet verskyn in die hof moet 3 maaltye 'n dag kry. Ten minste een. Dankie dat jy by ons was, ouetjie toe. Ons gaan maak nou 'n draai by die weerkantoor voor ons gesels met Sybrand de Beer. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Woensdag. Môre in die hoofstad 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 23 vir 'n sonnige dag in die hoofstad en ook in die ooste op Gebabes met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Sonnig oor in meeste van die noorde behalwe vir Katima Mulilo wat 'n gedeeltelik bewolkte dag het môre met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Sonnig langs die kus en reg oor die suide met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 18 vir swak op Moond. Op Oranjemoond 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 10 grade Celsius met 'n maksimum van 25 grade Celsius vir Reebot. Sybrand de Beer saam met my in die Kletskompas ateljee. Hoe gaan dit? Goed met jou. So lieflike blou, jy het aangetrek om saam by ons in te pas. Ja, goeie kleurtema. So julle het nou binnekort 'n grief retreat. Yes. Vertel 'n bietjie. Ja, so die Grief Retreat is 'n inisiatief van Legacy of Love af wat ons begin het nadat ons eie dogter verloor het en net besef het dat jy's baie alleen in daai tydperk. Jy wil graag met mense praat wat deur dieselfde gegaan het. En dis moeilik om iemand op te bel en te sê luister, jy het jou kind verloor, kan ek met jou praat? Want baie mense wil nie teruggaan na daai seer toe nie. Ja. En ons het toe 'n bietjie weggegaan na so 2 maande later en net so 'n bietjie in die natuur probeer kom waar ons kon stil raak en 'n bietjie probeer deel met wat met ons gebeur het. Maar dit is moeilik want jy sit op jou eie en jy's in isolasie, jy sit met jou eie gedagtes, dis net op 'n vreemde plek. Maar jy weet nie regtig wat om met jouself te doen in daai tydperk nie. So ons het teruggekom en gevoel daar's 2 behoeftes. Die een is vir families 'n plek te gee waar hulle 'n bietjie kan wegkom in die natuur, maar waar hulle dan met mense kan gesels en kan hulle pyn kan uitdruk, maar dan ook waar daar dan 'n program is om hulle te lei, sodat hulle voel dis 'n produktiewe tyd. En dit was waar die inisiatief begin het. Okay, so vertel 'n bietjie wat behels hierdie grief retreat? Alles, hoe lank is dit? Waarheen gaan ons, mag ons weet? Ja, definitief mag jy weet. Ons gaan elke jaar na 'n ander lodge toe probeer ons om 'n bietjie verskeidenheid in te bring. Ja. En in hierdie jaar gaan ons na Danviljoen toe. Baie mooi want ons probeer om die mense na 'n plek toe te vat waar hulle 'n bietjie met water kan sien of 'n rivier of 'n bietjie in die bos kan wees en die natuur kan beleef en kan stil word. En dan is dit van Vrydag aand af, so 'n Vrydag na werk kom boekie mense in en registreer en dan het ons Vrydag aand 'n sessie en dan is dit die hele Saterdag wat ons daar is en ons het 'n paar sessies daar en dan het ons die Sondagoggend ons finale sessie en dan gaan die mense terug. So dit is 'n familie-retreat, so ons nooi dan nou mense uit om as ouers en as hulle kinders te kom en as hulle ouma of oupa wil saambring omdat daar 'n verlies in die familie was wat almal raak, dan is hulle welkom. En deur die inisiatiewe wat ons het, soos die golfdag en die Grit Leader wat ons aangebied het, nie te lank terug nie, samel ons fondse in om die meeste van die kostes te betaal. So ons vra 'n minimale fooi vir die mense om te registreer, net dat hulle dan
commit, anders daag mense miskien net nie op nie, maar dit is 'n regtig ware 'n program waar ons dan die mense almal kry oor die hele naweek. So, Sybrand, as jy nie omgee nie, sal ek graag met jou wil gesels oor jou agtergrond met die rouproses. Jy weet, julle het vir Legacy of Love gestig, juis omdat jy en jou vrou Ronel absoluut 'n raakvatter van 'n vrou wat jy het, moet ek sê. Definitief. En julle het Legacy of Love gestig, juis omdat daar hierdie verlies was. Julle het 'n kind verloor, en soos wat jy nou sê, dit is 'n baie eensame tyd en julle het gesoek na iemand om mee te praat. Wat het dit vir jou gedoen, daai eerste keer toe jy werklik met iemand kon praat en sê, hierdie het met my gebeur, hierdie is hoe ek voel daaroor? Ja, ek dink dit gaan nie soseer oor wat ek voel nie. Dit is hoe jy wil weet hoe ander mense daarmee gedeel het en hoe hulle gevoel het. Want jy voel regtig of jy die eerste een is met wie dit gebeur het en dan onthou jy ewe skielik jy is nie. En jy wil dan weet hoe het mense dit gemaak. En ek kan onthou die eerste paar dae voel jy wonder hoe jy by môre gaan uitkom. En dan wonder jy hoe gaan ek by volgende week uitkom. En dan voel dit vir jou lank na die volgende maand toe. En na die volgende jaar toe. En jy wonder regtig is dit moontlik om die pyn wat ek het en die rou en die verlies en die seer daai volgende tydperk te kan oorleef. En dit is ek dink die groot behoefte wat 'n mens het, is om met mense dan te gesels oor hoe hulle dit gedoen. Jy's nou 2 jaar later of jy's 5 jaar later. Hoe het jy dit gedoen? Is dit regtig moontlik? Ek dink dis die een aspek wat vir my daar was. En dan die tweede is jy het al die kwade gevoelens in jou en jy wil ontken dat dit gebeur het en jy wil negotiate en dan begin jy as jy deur 'n bietjie berading gaan en met mense gesels, dan kom jy agter dis maar deel van die rouproses. Die rouproses bestaan uit 5 fases en jy gaan deur die eerste fase en dan na die tweede fase en dan die derde fase toe en jy moet leer om deur elke fase te werk. En daarna is dit nie die einde van die pad nie. Die fases begin weer. Ja. Partykeer nie in dieselfde volgorde nie en partykeer ook nie in dieselfde intensiteit nie en ook nie in dieselfde intensiteit nie, maar in die periode nie, maar dit bly gebeur en ek dink dit is waar as jy veral 'n koppel is wat saam deur die rouproses gaan, aanvanklik is julle op dieselfde plek, maar later begin julle op verskillende fases te wees. En ek dink dis waar dit dan baie moeilik is in konflik in die huwelik of in die paartjie dan ook kom. Want die vrou voel die man is nie waar sy is nie, of die man voel die vrou is nie waar hy is nie, en dan moet gesprekke plaasvind, en ek dink dit is deel van wat ons probeer aanbied. So, vertel my 'n bietjie vir jou as man, ons praat deesdae baie meer oor man se geestesgesondheid en praat met mekaar, maar my is nou al 'n paar jaar gelede oorlede, ek dink voor hierdie gesprek begin het oor man se geestesgesondheid. Hoe was daai ervaring vir jou om 'n buddy te kan kry om mee te gesels, wat verstaan dat jy as man ervaar, dan as pa? Ja, ek dink dit is mos uniek, want 'n man moet sterk wees, jy moet daar wees vir jou familie, en jy moet lei, en mense sê mos nou cowboys don't cry, en ek voel regtig waar jy moet emosie wys, want deur emosie te wys, verstaan mense jou beter. Dit is nie 'n skande om te huil nie, dink ek is die eerste ding wat 'n man moet verstaan. En die tweede ding is, jy hoef nie so sterk te lyk en voor te kom, laat jy alles bymekaar het nie. Dis nie 'n swakheid, of 'n teken van swakheid, as jy voel jy het nie alles bymekaar nie. En ek dink, dit is wat geestesgesondheid vir mans beteken, is dat hulle dan iemand kry wat vir hulle net dit beamoen en sê, dis oké, ek was daar, dis reg dat jy daar is, en kom ons kyk, hoe kan ons deur die proses gaan vorentoe, hoe kan jy dit verwerk, en dan weer al die stukke optel, en stadig aan weer bou, waar jy voel, jy is weer waar jy was voor die tyd. Alhoewel jy maar so nooit, jy gaan, en ek dis snaaks om te sê, maar jy gaan beter uitkom, aan die ander kant. Omdat die stukkendheid gebeur het, en Ronel gebruik altyd die voorbeeld van die koppie wat geval het, en dan die Japaneese kultuur waar hulle dit aan mekaar sit, met die goud, en dan lyk dit eintlik mooier as wat dit gelyk het voorheen. En dit is wat jy as mens ook weer gaan. Daai stukke word bymekaar getel, en jy kom beter uit op die einde van die dag. So as jy nou kyk na julle program vir die Grief Retreat, wat dink jy as jy 'n paar jaar gelede op so 'n retreat sou gegaan het, wat dink jy sou vir jou die meeste uitgestaan het in daai program? Ja, ek dink die feit dat jy connect met mense wat deur dieselfde gaan. So op die Grief Retreat het ons dan nou families, ouers, kinders, ouer mense, vrouens, mans, en elkeen het iemand verloor. En aan die oorkant van die tafel,
of in die saal sit iemand wat deur dieselfde gaan. So daar's 'n man wat 'n vrou verloor het en nog 'n man wat 'n vrou verloor het en hulle twee kan met mekaar connect. Of twee vrouens wat 'n man verloor het, of ouers wat kinders verloor het, of kinders wat ouers verloor het. So hulle kan met mekaar begin gesels en nommers uitruil. Dis net so 'n bietjie van 'n buddy system wat jy dan het om te gesels vorentoe. So ek dink dis 'n een groot voordeel en ek dink wat vir my baie sou gehelp het. Die tweede is dan daar is mense dan wat vir jou kan begelei. So ons het 'n groep van mense. Dit is professionele mense. Ek en Ronel fasiliteer net en ons vertel 'n storie, maar daar's professionele mense, sielkundiges, dominees, pastore wat dan fisies met die mense kan werk en wat dan die program ook aanbied en ons het musiek en alles wat jou gees diep raak en met jou gesels. En daarvan af het jy 'n bietjie van 'n proses wat jy deurwerk, maar dan is daar tools en gereedskap wat ons vir jou gee wat jy kan gebruik na die tyd, sodat jy vir die volgende jaar of wat daarna deur iets kan werk. En ek dink dit is iets wat ons gemis het. Ons het vir berading gegaan en ons het ook tools gekry, maar ek dink hierdie was 'n gefokusde tydperk gewees of is 'n gefokusde tydperk wat vir jou baie help. En dan wil ek by jou hoor, jy weet, julle het nou julle dogter verloor en daai rouproses, hy eindig nooit. Jy weet, dis iets wat jy jou lewe lank met jou dra en soos wat jy nou sê, dit neem verskillende vorms aan en dit kom in verskillende of configurations en soms is dit korter, soms is dit langer. Maar dit eindig nie. So hoe vereenselwig jy daai dat jy mense wil help met hulle rou, maar tog is jy ook 'n pa wat vir die res van sy lewe in die rouproses gaan sit. Ja, en ek dink daar's twee goed wat belangrik is. Die een is dat dis soos 'n fisiese ledemate verloor. Jy moet leer om daarmee saam te leef. Die tweede is daar moet 'n hoop wees aan die einde. En ek dink dit is waar Christendom 'n groot rol speel, waar jy weet dat ons gaan weer herenig word en dat daar daai hoop is. En dit is hoekom geloof, hoop en liefde is die lese van Legacy of Love. En sonder dit is dit ek dink baie moeilik. So ek weet nie hoe iemand wat nie daai geloof het en dit glo hierdeur moet werk nie. Dit moet vir hulle baie baie swaar wees om net te dink dit gaan nooit weer wees nie. So maar jy leer maar daarmee leef en ons beraader het vir ons 'n baie goeie prentjie gegee van as jy nou 'n swart sirkel op 'n vierkantige bladsy sou trek, dan sien jy net die swart sirkel en jy sien baie min wit. Maar as jy dan nou tyd aangaan, kan die bladsy, kom ons sê, groter word. Die gat word nie kleiner nie. Dis die bladsy, dit is jou lewe wat rondom dit groter word en jy gaan al hoe meer wit rondom daai swart kol sien. Maar dan gebeur daar tye soos 'n verjaarsdag en 'n Kersfees wat die bladsy weer kleiner word, wat die trigger alles weer terugtrek dat jou hele lewe net met daai gat bestaan. En dis amper soos 'n organisme wat dan asemhaal. So dan is jou lewe, daar's meer rondom die seer en dan ewe skielik is dit weer kleiner en dan is dit weer groter en dit gebeur al hoe minder, as ek dit so wil sê. So aan die begin is dit elke dag amper wat jy herinnering kry en jy sien iets herinner jou. Maar later is dit miskien net die groot dae wat 'n probleem is of wat dit veroorsaak. So ek dink tyd heel nie, maar tyd help jou om beter dit te beheer waar jy gaan. En ons het nou redelik afgewyk van Legacy of Love, maar eintlik was ek nog altyd nuuskierig oor jou perspektief, Sybrand. Ek het al baie met Ronel gesels oor Legacy of Love en wat dit vir haar beteken, maar vir jou, jy weet, weer eens die rouproses en jy het Legacy of Love begin uit daai plek van seer uit, om ander te kan help. Dink jy Legacy of Love het jou gehelp tydens die rouproses? Ja, ek dink definitief so. Ons word daagliks of weekliks gekonfronteer deur iemand wat deur trauma gaan en dit laat ons elke keer terugvat na ons eie seer toe. So dit is die moeilike deel daarvan. Ek dink wat die voordeel daarvan is ons moes leer om dit te verwerk, want anders sou dit baie moeilik wees om elke keer terug te gaan hiernatoe. En ek dink dis ook goed vir mense om te sien dat jy hoef dit nie te probeer vergeet nie. En ek dink baie mense wil probeer vergeet. Daarom weet baie min mense hoe om dit te hanteer met jou. Hulle wil nie my kind se naam noem nie, want hulle is bang ek raak in die huil. Want as hulle my se naam noem, dan is dit asof hulle ewe skielik onthou sy's dood en hulle raak hartseer. Maar ek weet dit die hele tyd. Elke oggend as ek opstaan, weet ek my kind is nie meer daar nie. En ek gaan aan. So as iemand my kind se naam noem,
dan is dit nie vir my 'n skok nie. Dis nie asof ek nou ewe skielik iets onthou wat weg is en dan raak ek hartseer nie. So ek dink die feit dat ons heeltyd daarmee gekonfronteer word, het ons vinniger geleer om daarmee te deel. En dit is ook die boodskap wat ons vir mense wil gee, is dis okay, noem die naam. Jy wil graag die naam hoor van jou kind of van jou geliefde wat afgesterf het en oor herinneringe praat en mense kan dit maar regtig waar doen en as ek in trane uitbars of my vrou, dan is dit okay. Gee 'n drukkie en ons gesels verder sodra die trane gestop het. So ek dink Legacy of Love het regtig vir ons gehelp om deur ons proses te gaan en ons wil graag mense help om dan deur dieselfde te kan werk. Het jy dit, Sybrand de Beer weet wat hy van praat as dit kom by die rouproses, self een keer daardeur, self nog steeds daardeur. Dankie dat jy by ons was, Sybrand. Sê net gou voordat ons gaan. Waar, wanneer, hoe reik hulle uit? Ja, so die volgende Grief Retreat is dan die 28ste tot die 30ste Augustus by Danviljoen. Dit gaan regtig 'n lekker naweek wees. Jy is saam met 'n klomp mense wat verstaan waar jy gaan en registreer sommer op ons Facebook bladsy of op ons webwerf is daar 'n link of kontak vir my of vir Ronel, ons sal vir julle die link aanstuur wat jy registreer en dan sien ons julle daar en dit kan iemand wees wat onlangs iemand verloor het of regtig waar 10 jaar terug of langer. So is regtig 'n goeie plek vir enige iemand wat rou en rou beleef het en verlies beleef om daar te wees. Daar het jy dit. In Engels sê hulle so mooi, grief is love's receipt. So gaan wys jou receipt daar by die Grief Retreat en dalk kry jy vir jou iemand wat verstaan. Dankie dat jy by ons was. Dis 'n groot plesier. Dit was Sybrand de Beer.